maatjies, ek's Iron Man. Ek's bly om hier te wees. Is jy? Kom ons begin. Hoi maatjies. Maatjies, onthou julle nog vir Millie, die oulike, kleinste, fynste ou meisie met so baie boeties en sissies? Onthou julle haar? Dink so 'n bietjie terug, 2 weke. Onthou julle dat Oscar die uil haar geleer het lees en skryf het? Wel, vandag wil ek julle vertel van een van daardie middae toe Millie vir klas by Oscar uil opgedaag het. Luister saam met my na hierdie storie van vandag. Die middag was stormagtig en Oscar het eintlik gedink dat Millie eerder tuis sou bly. Maar Millie was vasberade en vol moed om te leer. Sy meld toe stiptelik om 2:15 by Oscar se voordeur aan. Hy maak die deur oop en laat haar nat en koud tot voor sy kaggelvuur in, waar sy haar muispelsie kon afskud en baie gou warm word. Oscar is toe heel wat gawer as dit 'n mens sou dink. As hy jou nie eet nie, jy weet. Hy maak toe vir haar 'n koppie warm sjokolade en nooi haar om voor sy skryfbord te kom sit. Net toe hy wil begin skryf, kom daar 'n ruk wind deur die huisie en waai die hele skryfbord om. Kan jy glo? Oscar gaan sit diep in sy stoel en hy sug. En Millie sien dat hy moedeloos is en sy vra, Oscar, wat is fout? En daar begin Oscar te praat. Hy praat oor sy familie wat ver bly en dat nooit vir hom kom kuier nie. Hy praat oor sy buurman wat siek is. Hy vertel van hoe aaklig is dat almal net aanneem dat hy kwaai en onaangenaam is. Naderhand vertel hy sommer hoe dit was toe hy vroeër nog 'n jong uil was. Millie kyk en sy luister, sy knik haar kop. Sy loop nader nadat Oscar vir so 'n paar oomblikke stil word en hartseer afkyk. Sy sit haar klein potjie op sy groot vlerk en sy sê, dankie dat jy my vertel het, Oscar. Ek is so jammer jy is hartseer. Oscar kyk op en hy glimlag vir Millie. Lyk my jou groot ore maak dat jy 'n goeie luisteraar is, klein Millie. Hulle lag lekker saam terwyl Millie sommer nog 2 koppies warm sjokolade gaan haal. Een vir Oscar en nog een vir haar. Elkeen met sommer 5 klein marshmallowtjies in. Maatjies, mens kan ons liefde op baie maniere voel en sien. Een van daai maniere is wanneer iemand regtig na jou luister. Dit voel sommer of dit vir hulle lekker is om na jou te luister. Hulle jaag jou nie aan nie en onderbreek jou nie. Dis baie spesiaal. Dis wat Millie doen toe Oscar praat. Sy luister regtig. Jesus luister selfs nog beter as dit en hy leer ons ook om te luister. Ons gaan nou uit die Bybel uitlees, maar terwyl ons Jakobus 1 vers 19 lees, hou ook die storie van Jesus en die Samaritaanse vrou in gedagte. My geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister, nie te gou om te praat nie, en nie te gou om kwaad te word nie. Jakobus is 'n boek vol wenke vir die alledaagse lewe. Dis nogal 'n heerlike Bybelboek om te lees. Een van daardie wenke in Jakobus is om vinnig te wees om te luister en stadig om te praat en kwaad te word. Maak dit vir jou sin? Dit beteken ons moet stop en luister wanneer iemand praat. Ons moet dalk net 'n bietjie wag voor ons praat. Dit help ons ook om nie te vinnig kwaad te reageer nie, want dan verstaan ons beter. Jesus is baie goed hiermee. Jesus het by die Samaritaanse vrou gaan sit en geluister na wat sy sê en vra. Ons het mos daardie storie uit die Bybel gehoor.
vra dalk jou ouers om dit weer vir jou te lees. Hy het haar nie aangejaag en hy het regtig belang gestel. Daar is natuurlik nog voorbeelde waar Jesus luister. Dit is een van daai baie maniere hoe hy ons liefhet. Hy luister vandag nog na ons gebede. Hy is gretig om te hoor wat jy dink en voel en wonder. Hoe dink jy kyk Jesus na jou wanneer jy met hom gesels? Kan jy jou verbeel hoe lyk sy gesig? Jesus nooi jou om ook te oefen om so na ander te luister. Dat hulle Jesus se liefde deur jou kan voel en erken. Hier's nog 'n paar wenke. Kyk na iemand as hulle met jou praat. Wag tot hulle klaar gepraat het voor jy iets begin sê. En as jy nie verstaan nie, vra dalk vir hulle om te verduidelik. So wys jy dat daardie persoon se storie vir jou belangrik is. Dis sommer net 'n paar wenke. Julle reg om te probeer? Ja, great! Net soos wat dit vir baie kan beteken as iemand na jou luister, kan dit ook iemand anders se dag of week of dalk 'n maand verander. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Kom ons bid. Here Jesus Christus, dankie dat U ons liefhet net soos ons is. Help ons om ander lief te hê net soos ons onsself liefhet. Amen. Bye.